God het geweet dat die mens aan die versoeking om te sondig en aan God ongehoorsaam te wees, dat hulle aan daardie versoeking sal toegee. En soos in die skepingsverhaal staan daar geskrywe dat alle mense is deur God na sy beeld geskape en is voor hom gelyk, ongeag ras, etnisiteit, kleur, geslag, ouderdom, klas, kultuur of klas. En ons ken die geskiedenis daarvan dat God gesê het, laat ons die mens na ons beeld maak, as ons afbeelding, sodat hulle oor die visse van die see, die voëls van die hemel sal heers, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. En ons lees ook in Hebreërs 10 dat daar staan geskrywe, God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir God het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees. En dan staan daar ook in Handelinge hoofstuk 17, uit een mens het God al die nasies van die mensdom gemaak, om die hele aarde te bewoon. God het vir hulle vasgestelde tye gegee, en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek, en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van ons af is nie. En ons ken die storie dat die slang in die tuin het na Eva toe gekom en vir haar gesê dat die storie vertel van hoe mooi die vrug gelyk het en dat dit tot voordeel van die mens sal wees, want dan sal hulle soos God word deur tussen goed en kwaad te kan onderskei en dat hulle dat hulle nie sou sterf nie, want God het oorspronklik toe hy vir Eva gesê het vir Adam en Eva gesê het van die boom van die kennis van goed en kwaad, wie se vrug hulle nie moet eet nie, het hy gesê julle sal sterf, en daardie sterwe sou fisies sowel as geestelik wees. En dit is die loon wat die sonde vir ons gebring het. En ook na die sondeval en die beeld van God in die mens, is die beeld van God in die mens geskaad. So die mens wat van God 'n vrye wil ontvang het, deur die Satan versoek is en ongehoorsaam aan God se opdrag was. Toe het die jare verbygegaan en Noag en sy familie was op die toneel, en toe God na die mensdom kyk wat hy geskaap het, was hy so teleurgestel omdat die mens aan hom ongehoorsaam is en dat die mens sy rug op God gedraai het. Toe sê hy gaan die mens en alle lewende wesens op die aarde gaan hy vernietig, want die sonde was so groot op die aarde, en God het toe die sonvloed gestuur en almal op die aarde is uitgewis behalwe Noag en sy 3 seuns en hulle vrouens en 'n klomp diere wat saam met hom in die ark was.
En toe later het God eendag met 'n man gepraat en sy naam was Abraham. En God het vir hom gesê dat hy 'n verbond met Abraham wou sluit, dat God vir Abraham en sy nageslag 'n God sou wees en dat hulle vir hom sy kinders sal wees. En God het ook vir Abraham gesê dat deur sy nageslag sal die hele aarde geseën wees, want Abraham het gedoen wat God aan hom gesê het, al het hy ook getwyfel oor die geboorte van Isak, en deur Isak, dis nou Abraham se seun, sou die verlosser van die wêreld sou uit sy nageslag kom. En soos ons in die geslagsregister van Jesus in Matteus 1 lees, as jy deur die geslagte gaan, dan sien 'n mens dat hy uit die stam Juda gekom. En as jy die name volg en so, en dan amper heel aan die einde is dit opgeteken dat hy uit die nageslag van koning Dawid sou voortkom. En dit het so gebeur dat Jesus is uit die nageslag van Dawid gebore, en dit is waarom hy ook in die dorpie Bethlehem daar in die stal gebore is, want dit was die grondgebied van die stam van Juda. En al die aankondigings oor Jesus se koms na die wêreld is alles deur die profete voorspel, en alles het presies gebeur soos die profete dit bepaal het of neergeskryf het. En ek wil ook net teruggaan na die val van die mens, want as gevolg van die sondeval het die mens is daar verwydering tussen God en die mens, want die sonde van die wêreld is soos 'n swart merk teen die mens, en God kon nie na die mens kyk omdat hy so vol sonde was nie. En die mens het deur die sondeval ook 'n sondige natuur geërf, en hy was van God verwyder. En die Bybel sê in Jesaja 53 vers 6, ons almal het soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Romeine 3 vers 9 tot 12 sê, alle mense is skuldig voor God. Wat dan, is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie, want ons het alreeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla dat hulle onder die sonde is, soos daar geskrywe staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig, daar is niemand wat God soek nie, almal het afgedwaal. En Romeine 3 vers 23 sê, almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle. En in 1 Korintiërs 15 staan daar geskryf dat aangesien die dood deur 'n mens gekom het, dit is nou deur Adam, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Daardie mens is Jesus Christus, wat God het hom uit die dood opgewek en hom weer lewend gemaak,
deur ons verbondenheid met Christus, as ons in Christus glo, dan het ons ook uit die dood opgestaan, die lewe onder die lewe wat deur die sonde oorheers is, ons is daarvan verlos deur Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 22 sê, maar die skrif het alles onder die sonde ingesluit, sodat die belofte wat op geloof in Jesus Christus gegrond is, gegee kon word aan diegene wat glo. En die mens kan homself nie van sonde verlos nie. Die mens al ons beste werke is met sonde besmet. Ons kan nie deur die gebooie gehoorsaam regverdig verklaar word nie. Die enigste manier hoe ons regverdig verklaar kan word is deur geloof in Jesus Christus. En hy het na hierdie wêreld toe gekom, en dit is waarom hy daardie nag in Bethlehem gebore is. Hy het God se verlossingsplan vir die wêreld het hy vervul. En hy is toe daardie nag as 'n mens gebore uit die nageslag van Abraham, uit die geslag van Juda. En God het mens geword, en hy was soos ons in elke opsig, en hy het tussen die mense rond beweeg, en hy het vir hulle geleer en gesond gemaak, die wat siek was en wat na hom toe gebring is, en hy het 'n sondelose lewe op aarde geleef. En toe op die bestemde tyd, dit was ook wat en die kruisiging van Christus het ook op Paasfees, die Vrydag Paasfees was die begin van die Joodse Paasfees, en sy kruisiging het op daardie dag plaasgevind. En hy het vir elke mens op aarde, sedert van die begin af, het hy vir elke mens gesterwe en die sondeskuld, ons sondeskuld op hom geneem. En hy het in ons plek is hy tot sondaar gemaak, en hy het soos die offerlam wat geslag is om die sondaar se skuld te betaal, so het Jesus al ons skuld betaal. En dit is omdat God die mens so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterwe. En dit is die rede hoekom ons Kersfees vier, is die feit dat ons verlosser, Jesus Christus, is op daardie dag gebore, hy het mens geword, en hy het tussen ons kom woon, en hy het al ons sondeskuld op hom geneem. En daar staan ook geskrywe dat in die Bybel dat Jesus gekom het om die dade van die duiwel te vernietig. En Jesus Christus is ons verlosser en ons middelaar. En hy het ons sonde in sy liggaam gedra toe hy aan die kruis gesterf het. En daar staan in 1 Korintiërs 15 dat Jesus vir ons sondes gesterf het volgens die skrif. Dit beteken dat dit alles reeds in die Ou Testament deur die profete aangekondig is, dat iemand sou kom wat al ons sonde op hom sou neem en aan die kruis vir ons sonde sou sterf. En dit is wat Jesus gedoen het.
Hy het ons sonde op hom, God het ons sonde op hom geneem, gesit, en hy het daarvoor gesterf, om die prys vir ons te betaal. En ons kan deur sy dood aan die kruis, kan ons vir ewig lewe, en is ons verhouding met God reggemaak, omdat Christus die sonde op hom geneem het, en daarvoor aan die kruis gesterf het. Daar staan in die Nuwe Testament, skryf Paulus dat die mens nie regverdig verklaar kan word deur die uitvoering van die wet of deur dade van geregtigheid wat ons doen nie, maar dit is slegs deur geloof dat 'n mens regverdig voor God verklaar kan word. En dit het Jesus vir ons elkeen gedoen, sodat ons deur hom met God versoen kan wees. Dit is die belangrikheid van die Kersgebede, is dat dit die begin was van dat God mens geword het. Want hy moes, soos 'n mens, moes hy gebore en groot geword, en toe op die ouderdom van so 33 is hy toe gekruisig en daar die prys vir ons betaal. En 'n verlossing kom uit genade, en die verlossing is 'n vrye gawe van God, van die ewige lewe aan elkeen wat in Jesus Christus glo, as sy persoonlike saligmaker en verlosser aanneem, bring Jesus Christus verlossing. Verlossing kan alleen deur geloof in die gekruisigde en opgestane Jesus Christus verkry word. Verlossing lei tot die bonatuurlike werk van wedergeboorte deur die Heilige Gees. En wedergeboorte waardeur die sondaar met ware berou in sy hart 'n nuwe skepping deur Jesus Christus gemaak is en ook 'n kind van God geword het. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur geloof. Juist dit kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roep nie. En die Galasiërs 3 vers 26 sê, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. En Romeine 10 vers 9 en 10 sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hele hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. En in 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Met ander woorde, die Bybel sê dat enigiemand wat Christus aanneem as sy verlosser en sy saligmaker, is 'n nuwe skepping. Hy's nuut gemaak, geestelik nuut gemaak. Die ou dinge, die ou lewe is verby. Sy lewe het nuut geword. Die mens is wedergebore, geestelik uit God gebore. En Jesus het op 'n dag toe Nikodemus by hom was, het hy vir hom gesê, as iemand nie van bo van die hemel af gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Met ander woorde, Jesus het hierna na die geestelike verwys dat elkeen wat opnuut gebore word, uit God gebore word, deur die Heilige Gees, hy sal die koninkryk van God beerwe. Daar staan ook geskryf, as iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. En dan die bekende woorde in Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur, sodat die wêreld deur hom verlos. God het sy seun na die wêreld toe gestuur, sodat die wêreld deur hom verlos kan word. En ons ons moet ook net onthou dat die mens niks vir sy eie verlossing kan doen nie. En niks kan bygevoeg word by dit wat Christus vir ons gedoen het, die voltooide versoeningswerk van Christus aan die kruis. Daar staan in Romeine 3 vers 28, ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. En so dit is belangrik, want Christus het lank reeds aan die kruis vir ons gesterf het. En ons het na daardie gebeurtenis het ons in die wêreld gekom, so wat hy gedoen het hy vir elkeen van ons gedoen, en dis deur geloof in hom, om hom aan te neem as ons verlosser, dat ons gered en verlos en ook kind van God kan word. Daar staan in Titus 3 vers 5, maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus. Ons as mens om dit te ontvang wat Christus vir ons aan die kruis bewerk het, moet ons dit in die geloof aanneem en glo dat hy dit vir elkeen van ons persoonlik gedoen het. Ons kan niks doen deur eie goeie werke of om die 10 gebooie na te kom nie. Alles is reeds deur hom gedoen. Dis 'n voltooide versoeningswerk wat Christus aan die kruis gedoen het, en niks kan daarby bygevoeg word. En ons kan en dit is die belangrikste om te weet dat ons met God versoen is, dat ons verhouding met God herstel is, want God het die mens oorspronklik gemaak om gemeenskap met God te hê. En toe sonde in die wêreld gekom het daardie gemeenskap wat ons met God is ons kon dit nie verder neem nie, want sonde het tussen ons en God gekom. En sonde het veroorsaak dat ons verhouding met God skade gelei het. En dit was net slegs deur Jesus Christus
wat daardie verhouding weer reggestel kon word. So deur Jesus Christus, dat hy gekom het na hierdie wêreld, is elkeen van ons weer met God versoen, as ons glo, dat Christus dit vir ons gedoen het. So, en ons het nou onlangs die Paasfees gevier, en daar het ons weer herinner aan die kruisiging van Jesus, aan die prys wat hy betaal het, om vir elkeen van ons met God te versoen. Glo dit, en jy sal lewe, jy sal vir ewig by God lewe, en deel van God se familie word, deel van die kerk van Christus. Die kerk van Christus is mense wat uit genade gered is, en kind van God genoem word. En dit is die boodskap wat ek vir julle wil gee vandag, is dat ons, as ons Kerstyd die koms van Christus vier, dan dink ons daaraan dat hy gekom het om vir elkeen van ons aan die kruis te sterwe, dat hy die prys kon betaal het, en dat hy ons met God versoen het, en dat hy ons kind van God gemaak het. Kom ons dink daaroor na, en ons loof die Here vir daardie groot genade wat hy aan ons bewerk het, deur sy seun te stuur om vir ons te sterwe aan 'n ruwe ou kruis daardie jare gelede, en ons kan nou nog daardie gebeurtenis, ons deur geloof neem ons dit aan, en maak ons dit ons eie. Kom ons dank hom daarvoor, en kom ons lewe soos mense wat met God versoen is, wat nie meer aan die wêreld se voorskrifte en die wêreld se beoordeling van alles luister nie, maar ons bly getrou aan God, uit dankbaarheid vir dit wat hy gedoen het, toe hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het, om aan die kruis vir ons te betaal. En die wonder daarvan is dat dit alles, dit alles is, as alles deur die profete voorspel, en alles het streng volgens daardie voorspellings plaasgevind, die dag en datum, en alles was, God het alles fyn beplan, en op die regte tyd het Christus na die wêreld toe gekom, en is hy aan die kruis vasgespijker en gesterf, en nou kan ons, jare later, kan ons nou die voordeel daarvan, en die belangrikheid daarvan in ons eie lewe toepas, want ons deur in hom te glo, te weet dat dit wat hy daardie dag gedoen het, dat hy dit vir elkeen van ons gedoen het. En kom ons lewe soos hulle wat deur God met hom versoen is, en deur hom geestelik lewe. Kom ons dank hom daarvoor.